Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag opnuut voed. Amen. Paulus teken vir ons op 1 Korintiërs 7 vers 17 tot 19. Verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. So skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. As iemand reeds besny was toe God hom geroep het, moet hy die teken van sy besnydenis nie ongedaan probeer maak nie. As iemand 'n onbesnedene was toe hy geroep is, moet hy hom nie laat besny nie. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. Bly in die omstandighede wat jy was toe jy geroep is. Paulus se eerste voorbeeld handel oor die besnydenis en is godsdienstig van aard. Hy gebruik ook onderhouding van die gebooie in dieselfde asem. Baie Jode het begin voel, hulle moet nou die Joodse gebruike ongedaan begin maak om 'n getroue kind van God te wees. Paulus verduidelik dat die uiterlike nie die probleem is nie, maar die innerlike. In Romeine sit hy dit dan vir ons baie mooi uiteen. Daar in hoofstuk 2 vers 25 met hierdie woorde: Die besnydenis het waarde alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. Die gevolgtrekking is baie eenvoudig dat 'n verandering van die hart tot gehoorsaamheid prioriteit is. Hierdie beginsel is al so ver terug as in Deuteronomium 10 vers 16 opgeteken. Ek lees vir ons uit die 33 vertaling sodat ons dit baie duidelik kan sien. Besny dan die vooruit van julle hart. Besny dan die vooruit van julle hart. Mag my jou hart besny wees, mag ons die gebooie van God onderhou, omdat ons hart deur Christus Jesus besny is. Kom ons bid saam. Here, gee ons asseblief die krag deur die Gees om as besnydenis van hart te leef tot U eer. Amen.